Amen, prys die Here. Is u bly om in die huis van die Here te wees? Amen. Prys die Here. Ek wil net voordat ek begin, dit is nie my beurt om te begin nie, maar ek wil net gou iets hier regstel. Want het 'n paar goedjies so gebeur al van vandag. En ek sien hoe werk die vyand nou. Hy kom vertel Johannes wat die gevang ontvang het se straat. Dit wat gebeur het is 'n leuen. En as jy luister vir hom, is ek jammer vir jou, maar ek het iets geleer. Die duiwel is 'n leuenaar en hy hoort nie hier nie. So vanaand wat hier gebeur is uit die hand van die Here. Dit is nie ons nie, dit is die Here. Ek doen alles wat ons hier doen, doen ons uit die woord van God. As jy nie my glo nie, kom sien maar, dan wys dit jou waar staan dit. Niks doen ek uit myself uit nie, niks wat ons in hierdie kerk doen, my broers wat ook bedien, doen uit hulle self uit nie. Hulle doen dit wanneer hulle opgelei is en geleer is deur die Heilige Gees. Ek wil ook dit vanaand ook vir jou sê, skrik af. Ek gaan wag tot jy dit afskrik. Skrik daai ding wat jy so pla vanaand, skrik hom net af. Ek gaan dit nou vir julle sê, daai oorige ding, skrik hom af, want hy hoort nie in die kerk nie. Sê vir hom dat hy gaan. Hy is nie welkom hier nie. Vanaand is dit hier om die Here te dien en te ontvang uit die hand van die Here uit. En as jy hier is en jy sit nie met 'n kritieke hart, ek bid die Here gaan jou hart verander vanaand. Prys die Here. Terwyl jy so sit, wil ek die klassieke aanlei, dat ek die bloed van Jesus oor ons pleit en dan gaan ek dit ook jou bid. Here, ek kom pleit die bloed van Jesus Christus oor elke persoon in hierdie gebou vanaand. Van voor tot agter, links en regs, onder en bo. Here, bid ek dat die bloed, die Heilige Gees ook ons sal lei vanaand, dat wat hier sal gebeur, tot eer en verheerliking van die naam van die Here sal wees. Here, ek wil bid vanaand, dat die bloed deur ons gedagtes sal deurspoel, maak ons harte en ons gedagtes rein vanaand, sodat ons harte oop kan wees vir die openbaring van die Heilige Gees. Ons gee al die lof en die eer en ons weet U is beheer, want U sit op die troon. Die vyand het geen plek nie. Daarom loof en prys ons U vanaand en ons wil die Here verheerlik vanaand. Ons gee al die lof en eer en ons sê dankie in Jesus naam. Amen en amen. Lieve Spenna, wat ek God voorrecht is om vanaand saam kan wees in die teenwoordigheid van ons Koning Jesus. Weet ook jy ingeloop het, toe voel ek die sagte Heilige Gees vanaand. Die Gees wat wil ontmoet, die Gees wat wil verander, en die Gees wat vanaand ontmoeting met een en elkeen, luister mooi, een en elkeen van ons wil hê vanaand. Die Here is so goed, die Here is so getrou, ons gaan dit so 'n bietjie anders doen, as wat ons dit ander gedoen het. Dit is die Here het op my hart gelê, ons storie kinders daar sit. Vanaand gaan ek julle eers die woord bedien. En soos die Here vir my gegee het, stel 'n bietjie bloot aan die mens wie ek regtig is. Waartoe ek regtig in staat is. En ek glo vanaand, as jy nou die tema van God se boodskap hoor, hoekom ons dit gaan anders doen. Toe ek bid en voor die Here laag lê, toe kom die woord by my op, ek weet nie, is dit 'n woord, omkeer. Omkeer. En met dit toe sê hy vir my, sy leer my ken. So ek vanaand, wat jy terugsit, leer die Heilige Gees ken. En ek kan jou beloof, so groot as wat God is daar omkeer op pad in jou lewe vanaand. Voor ons die woord gaan bedien, wil ek vra dat Becca saam my vorentoe kom. Sy wil gou graag iets vir julle sing. So maak julle oë toe, ontvang vanaand wat gesing word. Kyk verby haar, kyk verby my,
En luister wat sy vanaand vir ons sê, vra dat jou oë sal sluit en sal oopmaak dat die Heilige Gees op hierdie oomblik sal begin werk. Amen. Ons staan gebroken, as mens bestaan ons nie weer, maar die sê vir ons leidsman trouw, hy lei ons na die. Kom ons skipper Jesus, lewend volgens Jesus. Kom en aan die volk, kom en aan die kracht, leid mij in die waarheid, leer mij van die ziel. Is u op mijn kruisen, kom ons schepper O Heer, ons staan voor U gebroken, as mens bestaan ons nie meer, maar U sê vir ons leidsman trouw, hy lei ons na U. Kom ons schepper lewend volgens Jesus. Kom en aan die voorbeeld, kom en aan die kracht, leid mij in die waarheid, leer mij van die ziel. Wees u op mijn troosten, kom ons schepper leid mij in die waarheid, leer mij van die ziel. Wees u op mijn troosten, kom ons schepper Ons sê ons Vader, Here, dankie vir die godsvoorreg wat ons het vanaand. Om net die naam kan loof en prys en groot maak, Here, vir wie U is. Ek vra, Here, die sagtheid wat U sal optree vanaand. Die ontmoeting met een en elkeen van ons sal hê. Here, waar daar honger harte is vanaand, dat U sal optree en diep in ons harte sal spreek. Here, dat daar opnuut in ons gebore sal word 'n verhouding met U. Soos ons roep vanaand, sal U luister en U sal opdag. Leer ons in die woord bid, Julle sal kry. Soek, Julle sal vind. Klop, Julle sal vir Julle deure oopmaak. Ek sê dankie, Here, vir hierdie genade kans wat ons vanaand weer bied. Dis kan soek na U. En ek weet, Here, hierdie deur gaan U vanaand vir ons oopmaak. Opnuut in ons harte inbeweeg. Is my gebed in Jesus kosbare naam. Ek pleit U kosbare bloed oor ons hart, se gees, siel en liggaam. My gebed in Jesus kosbare naam. Ons almal sê amen en amen. Soos ek gesê het, familie, ek gaan net vir julle 'n bietjie voorgee vir wie die Heilige Gees is en waartoe hy in staat is.
Soos ek vir voorgegee het, die Heilige Gees het so vir my gegee dat ons moet leer ken vanaand. Die ommekeer sal daar wees. Ek wil dit net noem, soos 'n vriend gisteraand genoem het. Dit was so 'n Gods voorreg om die verlede naweek op daai ander kant te kon wees, om opnuut ontmoeting met die Heilige Gees te kon hê. Party doen dit dat hy excited in jou bring. Ek lyk miskien nie baie excited vir julle vanaand. Maar hy het die sagtheid en die troosheid oor my gebring. Waar ek bewoog was, waar ek bekommerd was, het hy net die kalmte oor my gebring. En opnuut vir my gesê, ek het jou. Ek het jou. Nog nooit het ek jou hand laat gaan nie. Maar my ook 'n vermaaning gebring om te sê, met tyd het jy my hand laat gaan. En het my die Gees gewys, in my moeilikste en donkerste tyd het ek my hand met sy hand gepluk. Maar ek vind ek is sterk genoeg om dit by myself te kan doen. Maar weet jy wat? God is regverdig en hy daag op. En toe met sy sagtheid kom en vir my alles wys wat ek gedoen het. Dat hy my gewys het hoe ek opgetree het oor my gesin en my familie. Dat hy my gewys het hoe ek opgetree het met my mense by die werk. Sê ek vanaand vir julle, was ek hierdie buffel gewees of wat nie. Maar ek kan dit soveel beter hanteer. En toe die Heilige Gees oor my kom, en vir my wys waar ek moet verbeter en waar ek moet skaaf, kan ek net sê, dankie Here vir nog 'n genade kans vanaand, wat ek het, en wat hy vir my gebied het. Ek het so 7 punte dat ek jou voorgee, om die Heilige Gees aan jou voor te stel, sodat jy hom opnuut kan leer ken. Eerstens, broers en susters, die Heilige Gees is 'n persoon, en 'n drie-enige God. Hy is Vader, hy is Seun, en hy is Heilige Gees. Ons almal weet wie die Vader is, ons almal ken die Seun, maar waar kom ons kort? Die Heilige Gees. As ek kom by die Heilige Gees, stil raak in die binnekamer, stil raak voor die Here, stil raak dat die Gees my kan lei, is waar ons val elke dag. En dis hoekom ons land is soos hy is, dis hoekom ons mense is soos is, dis hoekom ons families, en ons huwelike, ons werksplekke, ons vrouens en kinders, mekaar het geskeer word. En ons laat nie toe die Heilige Gees moet werk. Die Bybel leer ons ook dat die Heilige Gees is nie iets of 'n ding nie. En maar hoe bedoel jy vanaand? Ek het gisterand die beleef. Ek weet as ek vanaand vir jou sê, wie wil graag ontmoet het vanaand met die Heilige Gees? Maar nog, wie wil vanaand ontmoet het nie? Maar weet wat gebeur? Sodra ons die kans gebied word, dan steek ons hande op. En die uitnodiging kom en sê die Heilige Gees is hier. Dat hy kom beweeg, dat hy die werk doen wat hy moet doen in jou hart. En jy kom staan hier voor, met alle respek gesê, tree in, want jy wil hê die Heilige Gees moet iets vir jou doen. Maar wanneer die Heilige Gees intree, nie dink die duiwel wil ook nie hierom. Hoekom sê ek het gisteraan beleef? Ek het ook gesê, ek wil weer ontmoeting hê. Ek het verlede naweek ontmoeting gehad, dat ek wil weer ontmoeting hê. Ek soek nog 'n ontmoeting. Wat gebeur? Ek soek ook dit. Wat soek jy, broer en suster? Hoekom is jy vanaand hier? Is die vraag. Is jy vanaand om te luister na die woord? Is jy vanaand hier om te ontvang van die Heilige Gees? Is jy vanaand hier om tussen die broers en susters te wees? 100%. 100% is ons hier vir dit. Maar as die uitnodiging kom, is waar die probleem kom. Want daar gaan uitnodiging, ons almal kom vorentoe, meeste kom vorentoe. En sodra daar ontmoeting is met iemand, dan gaan jou oë oop en jou fokus is weg. En dan sê die duiwel vir jou, kyk dan weer daai performance. Kyk hoe spring daai. Kyk hoe klap daai. Iemand kan dit nooit doen. En wie dis hoe die vuil goed inkom en van jou steel. Want aan die Marika, jy is nie hier vanaand om na my te kyk nie. Jy is nie hier om vanaand na Marius te kyk nie. Jy is hier om ontmoeting met die Heilige Gees te hê.
Maar dan staan ons hier en sê, ek soek op dit. Ek wil op dit hê. Heilige Gees is nie dit nie, broer en suster. Hy is lewend, hy is hier vanaand en hy wil ontmoeting met jou hê. Amen. Hou op kyk na die broer en die suster langs jou. Hou op kyk na die broer en suster agter jou. En die duiwel gaan vir jou wys en jou aandag probeer aftrek en sê, vergeet wat die voor gebeur, dit is nie vir jou. Jy is so ver weg. Hy ken nie jou naam nie. Hy is 'n leienaar. Hy is 'n veiligheid en dis hoe hy beweeg. En soos die Engelsman sê, dis hoe hy operate. Ons sny dit af, ons breek dit af. Wil jy ontmoeting hê vanaand? Moenie nou weer links kyk nie. Probeer het gister gesê, groet die een langs jou, links en regs. Sê die naam van die Here. Die Here is hier. Amen. En ons is jolly. Want ons begin sing. Jy staan almal stokstyf. Ons kyk links, ons kyk regs. My oor was ook op, dis hoe ek gesien het. Soos die eina vir my ook. Broer suster, hier is die resep vanaand. As jy wil hê die Here moet vanaand iets in jou lewe doen. Jong kind, jong man, jong seun, jong dogter, oupa, ouma, broer suster. As jy wil hê die Here moet vanaand iets in jou lewe doen. Haal jou fokus van die mense af en begin jou fokus op die Heilige Gees wat jy vanaand in jou lewe wil doen. Opsoek na dit. Soek vanaand na die Heilige Gees. En kyk wat hy vir jou instoor het. En wat hy vir jou wil doen in jou lewe. Ons moet ook besef, broers, dat die Heilige Gees is alomteenwoordig. Met ander woorde, hy is oral op een slag. Dit voel vir jou in jou tyd van nood. Here, waar is U? Here, hoekom tree U nie op nie? Here, ek bid en ek roep na U. En ons ken die skrif. Here, ons roep U aan in die tyd van benoudheid, Here, maar ek staan in my benoudheid. Ek kom nie in benoudheid uit nie. Jy broer, suster, weet jy hoekom ons aan benoudheid? En jy is ver buite die wil van die Here. Jy beweeg ver buite die wil van die Here. En dis nie waar jy wil hê. Dis nie waar jy wil hê. Roep my aan die tyd van benoudheid. Maar ek soek jou hier by my. Ek soek jou laag vir my. Ons doen alles, maak ons eie planne by die werk, by die kerk, by die skole, in ons huise, in ons gesinne. Ons is mos die sterk man, ons het die naweek geleer van 'n sterk man. Wat oorvat, wat dink jy kan alles doen. En die duiwel moedig jou aan, jy kan dit doen. Hy is jou grootste supporter, as jy alles by jouself probeer doen. Maar dan kom het, ek moet op 'n Sondag kerk toe kom, ek moet op Woensdag by die bid hier wees, ek moet die naam van die Here so 'n bietjie groot maak, en so 'n bietjie 'n jabula bevorm, en dan, broer, suster, dan is soos hierdie slakkies op die TV. Ek kan nie beweeg, ek kan nie my bene optel. Praat vir myself hierso, groot eina weer eens. Ek al Woensdag hier gesit. Dan gaap ek dat die 4 warme trane my wange afrol. So moeg dat ek eers onthou wat die woord wat uitgegaan het. So moeg dat ek eers onthou wat die skrif was nie. Dan kom my huis en sy sê vir my, hoe was dit? Oes, was great. Dankie Here, as ek nie gevra wat gepredik was nie, om te vlieg te sien jy kom die duiwel? Hoe kom hy steel en moord? Dit stop vanaand. Dit stop vanaand. Want hy is alomteenwoordig. Altyd met jou. Sy jou nooit vergewe, jou nooit verlaat nie. As ons dit kan vashou, en op dat die duiwel met jou mos, en omdat die duiwel vir jou tel, hoe sleg jy is, en hy gaan dit bly doen. Ek sê dan vir iemand, ek sê broer, waarmee hou jy so besig met die goed? Was jy nie ook daar nie, sy vraag, ek sê ja, ek was ook daar, maar ek het groot geraak. Oei, was nie happy. Ek het groot geraak myself nie, ek het groot geraak. Ek het begin besef, ek kan nie sonder die Here. Ek het 'n vrou en kinders om na te kyk. Ek het kinders wat opkyk na my toe. Was ek in die wêreld 100% ja. Was dit lekker? Ja. Want toe ek die Heilige Gees ontmoet, en toe ek die Vader ontmoet, en dan kom 'n skuif in jou lewe pastoor. Ek dans lekkerder hier voor op 'n Sondag. Ek dans lekkerder hier voor op 'n Woensdag en op 'n Dinsdag. Dis wat ek altyd op praat in die middel van die vloer was. Want die Heilige Gees kom en hy verander jou en hy gee jou nog 'n kans. Halleluja! Amen! Ons almal ken die storie van hoe Jesus gesterf het.
vir ons afgespeel nou 'n paar weke terug oor Paasfees. Hoekom is Jesus sterf? Want hy was mens net soos ek en jy. En hy wil so graag alles vir ons gedoen het. Dit was alles deel van die plan. Toe Jesus sterf, of voor hy gesterf het, kon hy net op een plek, op een tyd wees. Maar toe hy sterf, wat was sy belofte? Ek gaan die Heilige Gees oor julle uitstort. En toe die Heilige Gees oor ons uitstort, en ons vat dit vanaand, ons vat die Heilige Gees, dan is hy op oral in die wêreld, elke plek, by elke persoon, op dieselfde tyd. En dan kom die skrif in werk met hy sê, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie, broer, ons verlaat die Here. Nog nooit het ek gelees, die Here verlaat jou nie. Maar die Here is kwaad vir my. Die Here antwoord nie my gebede nie, hy hoor my nie eens meer. Weet jy hoe hoor die Here jou? En jy bid nie meer. Die duiwel het gekom, en het jou so in die slaap gesis, dat jy nie meer bid nie. Dat jy nie meer soek, dat jy nie meer vra nie. Dis te veel werk, dis te moeilik vir my. Ek is te moeg vanaand. En dan kap hier skietgebedjies. As skietgebedjies. Die Onse Vader is ons kragtige gebed. Ja, prys die Here, is as dit nie die kragtigste gebed is. Maar ons kan dit nie repeat elke aand nie. Dit kan nie jou gebed wees elke aand nie. Ek luister vir Caleb as hy bid. Onse Vader wat in die hemel is, wat nie naam sê vir bid. Prys die Here, jy bid. Maar sê 'n bietjie vir die Here dankie. Loof en prys hom so 'n bietjie vir wat hy vir jou gedoen het. Hy is groot genoeg nou om dit te sê. As ek streng op hulle nee, maar as hy sy Bybelstudie of sy doen al Bybelstudie, dan sê ek van, wat het julle gelees? Dink keer is dit goeie stories wat uitkom, dat ek nog in die Bybel gelees nie. Maar prys die Here, pastoor, en lees Bybel. En dis waar ek inkom. Dis waar ek inkom. Want die woord van die Here sê, die priester van die huis moet opstaan, en sy vrou en kinders waterbad met die woord. Priester, pa van die huis, doen ons dit nog? Maak ons nog tyd om hulle groot te maak in die Here? Of is het maklik om te sê, met alle respect gesê, klop in die kans af. Met alle respect gesê, maar ek geloof vir papa, why? Sê dit nie, maar geloof my 'n bier oop. Elke bier wat jy vir my oopmaak, en as gehoor oor die naweek, dan kan jy 'n slukkie vat. En 15 jaar van nou af. Ek kom staan so voor en sê, Here help, prediker help, my kind is vasgevang in drank, hy is vasgevang in druk, hy is vasgevang in dwelms, hy is vasgevang in pornografie. Vader, papa, priester, dan pleit ek smeek vanaand, nie omdat ek Benny is nie, maar ek pleit vanaand by jou, vat weer jou staanplek in die huis op, en begin die naam van die Here groot maak, so jou kinders, jou familie, jou vriende, jou collega's, die mense om jou kerk en sien, as die Heilige Gees begin werk, wat vir jou kan doen, vir jou beteken. Ag Here, wees ons genadig. Wees ons genadig, Here. Weet jy nou, met julle my al omgehardloop het. Julle is my al omgehardloop het. Om net 'n ontmoeting te kan hê. Maar ek weet, dit gaan vanaand gebeur. Ek weet, dit gaan vanaand gebeur. En dis kom ons alles omdraai, 'n ommekeer. Alles gaan agterste bo. En mense dink, wel ek gaan ons sing. Ons gaan nou sing, broer, suster. Maar jy moet weet wie die Heilige Gees is. Jy moet weet waarop jy in staat is. Jy moet weet met wie jy ontmoet vanaand. As jy alles net vir die staan, soos dobbers in die see. Ja, en net dobbers in die see, maar vir jou aanwys, is al wat ons doen. Dan staan jy by die werk met 'n welding masjien, en 'n kook, en uitjie wat uit jou hart kom aan, en dans jy na die kookspat. Hè? Ek was daar. Maar broer, suster, jy moet besef, vir die 100ste keer, as ek vanaand se tape recorder klink, sê ek vir Benny, klink se tape recorder,
maar ek wil julle sê, as ons nie weet wie die Heilige Gees is en waarop hy in staat is nie, gaan jy nie jou moeder hê soos wat jy wil hê. Die 5de punt, wat maak die Heilige Gees so spesiaal? Hy is so spesiaal, want hy is in vrede hart. Ek weet het, en ek sien het. Hy is pastoor se hart. Ek weet het, ek sien het, en ek beleef het. Hy is in die heilige se hart, en ek sien het, en ek weet het, en ek beleef het. Maar wat maak hom so spesiaal, is dat hy vanaand met elkeen wat hier sit se hart is, en so is hy met Hein in Amerika ook. Dis wat hom so spesiaal maak. Maar weet jy wat, ons laat nie toe dat hy werk. Hy is in jou hart, en hy wil jou betree, en hy wil met jou wees, en hy wil vir jou doen, en jy laat hom nie toe. Broer, my siektes toestand. Jy verstaan, jy het nog nie my results gesien. Jy het nie gehoor wat die dokter sê, jy was nie by die afspraak gewees nie. Nou wil ek sê, my broer, suster, as die Here vanaand opdag, staan op met jou siektes toestand, staan op in die toestand waar ek sta kom en waar die volgende rang vandaan kom, waar hy nog die brood vandaan kom, want ons God, my God, jou God, kan voorsien in elke behoefte. As jy dit doen, en as jy weet, dat die wonderste maak wie die Heilige Gees is. Ek wil 'n illustrasie doen. Vra Sandra, die pastoor met kom help. Ek gaan 2 stoele uittrek. Ek gaan mondeling praat nou, pastoor. Ek gaan mondeling praat nou. Maar na hierdie sal ek nooit weer vergeet hoe belangrik is om 'n verhouding met die Heilige Gees te hê. Nooit weer. Prys die Here. Kom ons maak sy naam 'n bietjie loop. Kom ons maak sy naam. Hy is 'n baie goeie vandag. Kom ons kyk hoe werk die Heilige Gees. Hoe meer ek in die teenwoordigheid van die Heilige Gees is, hoe sterker word jou band. Ons sing dit, broer, suster. Nader al nader, nader aan die Vader, nader wil ek wees, nader die Gees, nader al nader. Ons sing dit. En dis presies wat dit wees. Hoe nader jy die Here beweeg, hoe nader trek hy in jou. Hoe verder jy weg beweeg, is die sjok. Beweeg jy nog steeds nader om jou te help. En jy sien dit nie weens jou omstandighede. Jy sien dit nie weens jou siektes toestand. Jy sien dit nie weens jou omstandighede by die werk. Jy sien dit nie weens jou vriende. Hy betree jou elke dag. Hy betree jou elke dag. Maar om in te wees by vriende, en om in te wees by die maats, en om in te wees by die mense, en in te wees by die familie, moet ek maar doen soos hulle doen. Ons gaan nie oordeel nie, maar ons almal was daar waar ons mistek gemaak het. Maar die volgende keer wat jy by 'n familievriend kom, hulle sê, hier is die pastoor en sy familie ek ken. Maak toe die bottels, ons kan nie hou op jou bottel. Hou op jou bottel. Jou kans gaan kom. As dit daar vir jou 'n kans gebied word om 'n bietjie te gesels, terwyl hy sy whisky drink, het hom drink. En sodra hy vir hom sê, maar goed, gaan jy nog jou dood veroorsaak, en daar omstandighede wat hy is, onder die influence, gaan hy vir jou reguit sê, nie vir my preek, want jy oordeel my. Kom op 'n mooi manier, nooi jy jou weer met jou huis. En sy stop en sê, hier is hy baie se mense, hier is hy bespekse mense. Dan sit jy vir my koppie koffie neer, en jy maak hy my Bybel oop. Daar is jou geleentheid. Skep die geleentheid. Moenie oordeel. Ons almal was daai een, toe die Here die 99 gelos om vir jou en my te doen. Kyk, as ook jy my goed, nee. Goed, sê jy bek en jy
Ek dink so, ons gaan nou sien. Kyk, dit 'n illustrasie broers en susters. Kyk hoe werk die Heilige Gees. Wat is my favourite kleur? Pastoor? Blou. Sien nou reg. Nie dat hierdie was vooraf bespreek nie. Spesifiek hierdie vraag gevra, want dit is 'n moeilike vraag. Julle sien hoe ek aantrek. Ek is soos 'n kleermannetjie. Alles. Alhoewel alles moet match. Dat ek net by sê, dis in die gees met my lyf. Wil jy perfectionist wees? Dis die grootste fout wat jy kan maak. Hou op 'n perfectionist wees. Want net die Here was perfek. Daar's niks fout as jy sê, preach to yourself. I'm preaching to myself. Ek het besef, dis vir my uitgewys. Daar's niks meer fout om netjies te wees. Jy sal nooit 'n perfectionist wees. Kyk, pastoor, my gunsteling kos, pastoor, hoe dit weet. Hoe dit weet. Wat is my favorite kos, pastoor? Favorite food? Reg. Ek het net net my pastoor wys. Dis nie net hoe kyk dan. Okay, ek is 'n groot cricket fan. Wie is my favorite cricket speler? Ek het nog 'n pastoor genoem. Ek weet dit. Het jy geluister? Nee. Dan jy dit. Yes. Die laaste een. Wat is my favorite gospel song? Dit is 'n pause om elke song te lees vir die lewe. Maar elke keer daai favorite iets in jou doen. As jy hom aansit, dan raak hy stil. As jy hom aansit, dan loop die trane. Ek het daai ding song. Ek weet ons elke nie. Dit is. Nice one. Sorry. No longer slave fear. Pastoor, hoekom moet ek hierdie vanaand gedoen? As die Heilige Gees in jou hart woon, ken hy elke loop. Hy ken alles wat jy doen. Hoekom ken sy alles? Want sy is elke dag saam met my. Sy bly saam met my, sy eet saam met my, sy doen alles saam met my. En so moet dit wees in een en elke van ons lewe. As die Heilige Gees teenwoordig is en jy laat hom toe. Pastoor, ek kan jou volgende jaar weer vra van gaan jy my aanvaar. Maar dis wat ek vanaand vir jou wil gee. Laat die Heilige Gees toe in jou hart, laat die Heilige Gees toe in jou lewe. Nie vir hom gaan loop soek op plekke wat hy nie is. Want hy is in jou hart, hy is terwyl wat ek sê, hy is in jou hart. En hy sal jou nooit begewe en nooit verlaat. Dankie pastoor. Sy nou nie verder doen. Ons sal een sien, die laaste punt wat ek jou wil gee. En dis ook 'n illustrasie. Dit dra my broers en susters. Ek wil bitter graag hê, ek kan nie die Heilige Gees vir hulle gee. Maar ek kan vir hulle voorgee wie hy is en waar hy in staat is. Die laaste een, ons het jou hoe meer gehoor, hoe meer die Heilige Gees leer ken, hoe nader trek hy in jou en hoe duideliker word sy stem, reg? Nou, soek die Heilige Gees waar. Waar moet ons die Heilige Gees soek, broers en susters? Die woord van die Here leer ons. Gaan in jou binnekamer en sluit die deur. Hoekom sluit die deur? Het jy al gebid in jou binnekamer? En jy moet nie vanaand hom vra nie. Ons almal het al gebid in die binnekamer. Maar ek het al so gehad. Ek sê, Here, ek het U nodig. Here, asseblief tree in. Ek het 'n situasie, ek staan in 'n toestand, ek staan in donkerte, Here.
Dan kom jy in die Gees en sê, binnekamer. Ek kan nie met jou praat terwyl jy cricket sit en kyk nie. Ek kan nie met jou praat terwyl jy buite in die laatjie rugby speel nie. Binnekamer. En dan gaan jy na die binnekamer en die duiwel volg en hy is nie happy. Ek ken my neighbors baie goed, maar ek het al so gehad dat hy binnekamer gaan, jy sluit die deur. As ek sê, liewe Heer, hier is ek, dan ref hy man 'n baadjie, eers geweet het 'n baadjie persoon. Of die honde blaf, en die katte fight met mekaar. Maar dan moet jy weet, raak stil. Daar's tye wat ek soos 'n mal mens in die kamer sit, met my vingers in my oor en sê, Here asseblief, ek het net die stem hoor. Here, gee net deurbraak. Here, gee my net iets. Gee my net iets in die woord. Gee my net daai kalmte, dat ek kan uitloop en weet, Here, jy is saam met my. En dan kom my sagte stem en sê, Benny, ek was nog altyd saam met jou. Maar jy ag jou besig met al die verkeerde goed. Gaan in jou binnekamer, basis. Daar sal hy met jou ontmoet, en jou beloof. En dan betree jy jou diep binne in jou hart. Jy sê dan mag jy oor vir my toe. En die mense na jou eind te draai, maak jy oor my toe. Hou vas in my, maar moenie jou oop maak nie. Vers die Heilige Gees kom en hy werk diep in jou hart. Hy spreek diep in jou hart. En hy wil so graag jou betree en jou help. En ek het nou gesê vir haar, en vir almal hier, as Here kom werk diep in jou hart. Hy stuur vir die Heilige Gees en hy werk diep in jou hart. So Sandra, hy kom na jou toe en hy werk diep in jou hart. Waar werk hy? In jou hart. Kyk. Ek het voor die diens en die Heilige Gees weggesteek daar op die stage. Gaan jou help. Die verby my. Soek hom so 'n bietjie. Soek is 'n rooi hartjie. Soek hom so 'n bietjie vir my. Terwyl sy die Heilige Gees in ons hart, sy soek, sy gaan hom kry, sy kan hom nie mis nie. As jy hom mis, is sy blind. Dis hoe blind ons is, as ons die Heilige Gees soek. Dis hoe blind ons is, soos roep na die Heilige Gees. Here, hier is ek. Here, help my in my omstandighede. Here, waar is U, Here? Here, wanneer gaan U intree? Here, asseblief tree jy op. Maar dan kom die Heilige Gees. En hy werk diep binne in jou hart. En nog steeds is ons te blind met ons omstandighede. Nog steeds is jy te blind met die goed met die werk. Nog steeds is jy te blind met jou kinders. Wat jou besig hou. En weggejaag en bly tot jou kinders. Om jou weg te hou van die Here. My kinders is my alles. My vrou is my alles. En die Here moet daar wees. Kom sê hulle asseblief kry, jy kan hom nie mis nie. Jy kan hom nie mis nie. Hy is in jou hart, my liefie. Jy moet hom vind. Jy moet hom vind. Die vanaand ontmoet met die Here. Die hele vanaand ontmoet met die Here. Dat jy vanaand ook die nagaan is die naam van die Here groot maak, praise and worship. Ek wil nie hoor en sien dat die ou langs jou kyk. Ek wil nie hoor en sien dat die ou agter jou kyk. As jy in die Gees deurkom, en hy werk, en hy begin werk in jou hand. Ek wil vra dat hy die bank in rust uit vandag. Ons gaan spasie maak. Jy kom omgekeer vanaand. Halleluja, jy kom omgekeer vanaand in die geloof. As jy gaan vat, en sê, Here, ek soek ontmoeting. Here, opnieuw soek ek na U. Raak my aan met die kwalpie. Kyk jy net diep in jou hart. En daar sal jy Heilige Gees. Broer, suster, ek wil vra dat ons sal staan. Ek gaan na die gebed vir jou doen, en ons gaan sê, Here, vanaand soek ek ontmoeting. Here, opnuut vanaand, lekker jy moet ontmoet. En soos jy so staan, lees ek vir jy voor, ek wil hier op julle wys. Hierdie is boekies wat ons in Indië mee gewerk het. Daar op Man Chart, baie van julle ken dit. En vir die wat julle ver sien, nie so ver kan sien nie. Ek sien as ons agter te ver kyk en kry pastoor om hierdie boekie te sê. Maar as jy kan sien, daar's 'n geveg. Die Here aan die wit kant en die duiwel aan die rooi kant.
dan moet jy besef, elke dag is daar so 'n geveg. Van waar jy jou oë maak, selfs my broer, as jy nie slaap is daar so 'n geveg. Dis die duiwel en die Here vir jou hart. En ek sê, waar lê jou hart vanaand? Waar is jou hart vanaand? Gaan jy nog steeds toelaat dat jy 'n stuk van jou hart wil hê? Gaan jy nog steeds toelaat dat jy 'n stuk van jou wil hê? Gaan jy nog steeds toelaat dat jy jou neus rondlei? Gaan jy nog steeds toelaat dat vriende vir jou sê wat om te doen? Gaan jy nog steeds toelaat dat die vrou vir jou sê, los die kerk vanaand, kom sit 'n bietjie by die tafel en gesels met my, ek het jou so lanklaas gesien. Broer en suster, dan maak jy al 3 uur die nag wakker as jy kom ons gesels 'n bietjie daar in die lounge, saam met die Heilige Gees. Dat jou vrou jou so 'n bietjie in die bed uitskop. En dan jy weer die geleentheid om my volgende aand in die bed uit te skop en sê, kom. Ek lees die punte vir jou voor, en dan gaan ons bid, en dan kom Freddy, dan gaan ons sing. Dan gaan ons die naam van die Here groot maak, soos die Heilige Gees ons lei. Wat doen die Heilige Gees? Wat moet ons doen om die Heilige Gees te ontvang en 'n ontmoeting mee te hê? Eerstens, die Heilige Gees kom verander jou lewe. Ek sal vir julle deurstuur op die groep, Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Die Heilige Gees oortuig jou van sonde en hy moedig jou aan om vry te kom. Soos jy nou daar staan, gaan hy vir jou sê, bly staan, vanaand is die jou hart. Ek gaan nou in jou hart spreek en sê, bly staan, laat hulle maar die banke skuif. Iemand wat die agterbly op die banke reg skuif. Hy sê, alleen. Punt nommer 3. Die Heilige Gees lei ons na die waarheid. Johannes 14 vers 25 tot 26. Die Heilige Gees versterk en oortuig ons dat Jesus is God bo alle gode. Onthou dit, vat dit vas. Die Heilige Gees bied en gee geestelike gawes, pastoor. Ons moet dit gebruik. Hy het vir elkeen 'n gawe. Vir elkeen vanaand hier staan het hy gawe. Vir elkeen vanaand hier staan wil hy iets vir jou doen, iets vir jou gee, iets vir jou bied. Die Heilige Gees leer ons wat het is om te praise en worship. Broer en suster, as jy vanaand oorgee en sê, Here, ek wil ontmoeting hê, jou wys vanaand wat is praise en worship, maar jy moet na hom toe kom. Dit gaan nie help jy staan na agter. Ek sal vir jou spasie maak, ek sal buite in die klopbak gaan staan as jy my plek wil vat, maar kom net op. Ons het die naweek geleer, ons staan, maar jy moet die step vat. 'n step waarheen, prediker. 'n step uit my omstandighede uit. 'n step uit my worries uit. 'n step uit my siektes uit. 'n step onder my familie uit met tye, want dit is baie keer hulle wat jou terughou. Dit is baie keer hulle wat jou die meeste terughou. Tot hulle die ontmoeting het. Die hele week ons jy nie plek in die kerk gewees het. Die pastoor sê baie, as jy nie was, het jy gemis. Moenie môre vir my SMS stuur, goeiemôre. Ek wil dit nie met respek gesê. Stuur my SMS en sê, broer, die mense het gemis. Vir die wat nie was nie, sal nie hele wees nie. Stuur 'n boodskap en sê, waar was jy? En waarmee hou jy jou besig? Jy het gemis. Die Here wou jou ontmoet, jy het gemis. Die Here wil jou lewe verander, jy het gemis. Die Here wil jou met 'n koel vuur aangeraak het, jy het gemis. Ek kyk nie af vanaand hier, ek oordeel nie. Maar dit is my hartsbegeerte vanaand. As die hele nag, met al sy jeug, en al die stukkende mense, en al die stukkende families, al die bekommerde mense, as hulle net in hierdie gebou vanaand kon aandruk, hoekom het 'n spesiaal is? Nee, omdat ek weet, die Heilige Gees is vanaand hier, en hy wil 'n ontmoeting hê met jou broer en suster. Laastens, hy lei ons van hier af vorentoe. As jy die Heilige Gees in hand ontvang, asseblief, moet dit nie vir my doen nie, moet dit nie vir die predikers doen nie, moet dit nie vir die leierskap doen nie, moet dit nie vir jou familie doen nie. Maar as jy jou vorentoe vat, die woord van die Here sê, om 'n disipel van die Here geag te word, as jy een keer terugdraai, net een keer pastoor, kan jy disipel geag word.
Vat vanaand. Ons broer het gisteraan gesê, Rennen, en ons broer het die antwoord, as ons hier klaar is, dan betree ons die sendingsveld. Pinkster is nie net hierdie week nie. Pinkster is nie net volgende week nie. Ons gaan volgende jaar nog Pinkster hou, en die jaar na dit, en die jaar na dit, en die jaar na dit, en die jaar na dit. Dan gaan ons in die pad staan en Pinkster hou, broer, suster, as jy nie glo nie, jy gaan mis. Sien dit in die geloof. Is bevoorreg vanaand dat jy nou spasie is. Ek sien dit in die gees. Ons is bevoorreg dat ons nog spasie het vanaand. In 4-5 jaar van nou af, gaan ons die Kaappark wees. 15 jaar van nou af, as ons in die middel van Fairbeach Heights. En mag die Here ons help, dat die Demis eerste slaan. Daar wat so die mekaar is, dan roep ek die mense van Demis, en ek roep die mense van uit Naag, en ek roep die mense van die baai, die pastoor, die baai, Ooskaap, Suid-Afrika, staan op! Hier die Heilige Gees ken! En kyk, jou omkeer sal kom. Ek bid vir ons, Hemelse Vader, Here, dankie, vir die voorreg wat ons het, of gehad het vanaand, ons op te kon leer vir die Heilige Gees. O Here, jy is so waardig, om geloof geprys te word. Dankie Here, dat jy ons help vanaand soms nog, Here. Dat ons verby ons omstandighede sal kyk. Dat ons verby ons situasie sal kyk. Maar weet, Here, jy is hier vanaand. Dankie Here vir die Gods voorreg wat jy bied vanaand. Ons die naam nog gaan loof en prys en groot maak deur sang. Ek vra dat die vrede hier sal lei. Elke een met die koortjies vir ons lei deur sang. Ons broer het die troue vir ons gespeel. Maar ek vra Here vanaand, geen seer knieë, geen seer arms, geen seer lyf, Here. Dis aanraak met 'n kwam vuur. Dis hoor sal spring as die ribbel op die berge. Dis hoor sal kom en spring as die springbok in die velde. Here gaan die naam loof en prys en groot maak. Vir die Here, halleluja! Die Here is vanaand hier. As jy beslis, as jy ervaar, jy weet, hy wil nie goed vir jou vanaand. Betree die heilige goed. En sien wat hy vanaand vir jou wil doen. Kom ons sing dat ons saam optree.
Whatever your life, whatever it is, whatever is holding, one way to touch it. Just believe when you go down, it's there. Jesus, it's all that matters. Let your life forever be the same. Everybody, one way to touch you. Oh, just believe when you call, it's there. In your own technique, as you want to notice in your low and vloei beweeg tussen jou en elkeen van u. Gee die Here net kans om te beweeg. Gee die Here vir eens net 'n kans om te beweeg in jou lewe. Om jou omstandighede te verander, om jou te aanraak of van. Kom ons raak stil met die Here. Kom ons raak besig met die Here. Moenie nou rondkyk nie. Moenie nou rondkyk nie. Net waar jy is. Vertel die Here van jou omstandighede. Die Here ken jou omstandighede. Hy weet jou omstandighede. Maar vanaand wil hy jy moet openbaar kom. So jy kan begin besef jy totale afhanklikheid is van die Here en van hom alleen. Hy wil dit vir jou doen vanaand, broers en susters. Hy wil jou omstandighede vanaand verander. Gee hom net 'n kans. Gee hom net 'n kans. Dankie Jesus. Dankie Here. Dankie ons koning. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Here. Kom kniel by die kruis. Kom kniel by die kruis. Kom kniel by
Vanaand het gehad dat ons net die naam kan loof en prys en groot maak vir wie is en waartoe jy in staat is, Here. Dankie Here vir die bande wat U vanaand gebreek het, Here. Dankie Here vir wie wat U losgemaak het vanaand in omstandighede. Dit is nie bekommerd te wees vir die dag van môre nie, Here, maar weet, U het vanaand vir ons 'n deur oopgemaak. U het vanaand vir ons nuwe moed geskep om vas te staan in U woord en U beloftes om te weet, Here, U is Here. Dat is vanaand so luister. Soos die woord van ons sê, ons noem U Here, maar ons doen nie wat U vir ons sê. Ons vanaand opnuut sal begin doen, spreek, sien, hoor en loop volgens U wil. Ons my gebed vanaand in Jesus kosbare naam. En die volk sê, Amen. Prys die Here. Net voordat ons heeltemal klaar maak, wil ek net vir iets doen. Wat hier op my hart gelê. Ek wil graag vra al die jong mense. As jy onder 35 is, dan moet jy al klaar opgestaan het. Al die jong mense, staan op, jy is jong. Kom staan vir my voor. Jy is 135. Ek gaan nou vir julle bid wat 135 was. Prys die Here. Staan voor my. Hier voor my, julle kyk vir my. Draai om, kyk julle hierdie kant toe. Draai op. Kyk hierdie kant toe. Is dit almal? Almal onder 35. Waar nie oor die kinders, die kleintjies moet ook kom. Ek wil iets vanaand vir julle gaan vertel. Kom in julle. Dit is so lekker as hulle gehoorsaam is. Nou sien julle hoeveel jong mense hier is vanavond. Dan gaan julle saam met my bid, dat die Here hierdie jeug gaan herstel. Dat die Heilige Gees hulle gaan lei. Want weet jy wat is die probleem in ons dae vandag? Ons laat toe dat die kinders maar net uit ons huis uitgaan en doen wat hulle wil. Ons moet toelaat dat hulle die Here begin leer ken. En ek wil hê jy moet vanavond, dat jy gaan saam met my opstaan, wat vanavond ouer is. As jy ook voel jy is jong, dan gaan jy ook jou hand uitbrei vanavond na hierdie volk, hierdie jong generasie toe. En ons gaan bid vir hulle, dat die Here hulle sal seën. En hulle sal toemaak onder die kosbare bloed. En nou wil ek met voordat ons gaan bid. Nou sê ek vir julle is ons almal nou hierso. Nou gee ek 'n openlike uitnodiging. Volgende week Vrydag sien ek jou nie. So nou het julle nie keuse nie. Julle kom. Watch jou. Jy sien volgende week. Watch jou. Jy ook. Kyk vir jou ook. Jy ook. Julle het nie keuse nie. Julle moet nie wees. Hoekom? Want hier gaan iets gebeur met julle. Nie ek nie. Die Here gaan julle seën. Prys die Here, en ek gaan julle later verduidelik as ons daarby uitkom. Nou gaan ek die vraag, staan saam met u op die voete, en brei jy hande uit, dat ons vir hierdie jong generasie kan bid, vir alles wat hulle deurgaan. Dis nie dieselfde soos wat ek jonger was, en toe u jonger was nie. Die druk is baie meer op hulle lewe. En ons kan bid dat die Here hulle sal lei. Want weet jy wat, daar's 'n leuen wat gespreek is oor ons kinders, en oor ons kleintjies, dat hulle sal dit nie maak in Suid-Afrika nie. Ek wil vir julle vanaand sê, ons het die antwoord, sy naam is Jesus. En die Here gaan hierdie kinders seën, met 'n werk, met 'n voorsiening, met 'n toekoms. Soos jy saam met my glo dat die hande uitbrei, en jy gaan saam met my bid, vir hierdie werking van die Here. Here, terwyl ons hier staan, wil ek elke jong mens, Here, groot en klein, van jong tot oud, Here, tot waar hulle dink hulle is op jong, Here, bid ek, vanaand dat u hulle sal kom verkeerd bewys. Bewys die wêreld verkeerd, bewys Suid-Afrika verkeerd, bewys die twyfel dat hierdie jong mense nie 'n toekoms het nie, Here. Bid ek vanaand dat hulle 'n toekoms sal hê in hierdie land van ons. Maak nie saak wat die vyand wil gee nie. Ek bid, Here, dat die Here hulle sal help, Here, met werk, Here, geleenthede, wat
laat hulle bevra van die Here en sal ontvang, dat hulle goed sal doen in skool, die Here, dat hulle sal luister en sal oplet, en dat hulle sal wil erns kom in die lewe. Ek bid Here vir die volgende mense wat hier staan, dat hulle die lewe sal vat, dat hulle hierdie gemeente ook sal verder aanvat, Here, want die generasie moet weet, dat hierdie geslag sal dit nie maak as hulle nie die Here dien nie. Daarom roep ek het uit voor elke een wat hier staan, dat hulle die Here sal aanneem, en dat hulle sal weet, die Here se beheer. Ek wil bid, Here, dat die salwing van die Heilige Gees op hulle sal rus, dat wanneer hulle iets sal doen, as hulle wil dwelms doen, of wil tik gebruik, of wil rook, of wil drank gebruik, dat hulle sal sê, dit is nie lekker nie, ek wil liever skerp toe gaan, ek wil liever my vol maak met die Here. Here, ek wil bid, Here, vanavond, maak hulle vol met die bloed van Jesus Christus, maak hulle vol met die lewende water, die fontein van lewende water, wat Jesus is. Ek bid, Here, dat die hulle harte, Here, sal aanraak vanavond, maak hulle harte toe om hierdie kostbare bloed, maak hulle harte so verwaand met die woord van die Here, dat hulle sal die Here wil dien, met alles wat in hulle is. Here, ek bid, Here, vanavond, Here, vir elke jong mens, dat hulle onrustig sal wees, tot hulle self bekeer het, tot die Here vanavond. Ek wil bid, Here, dat hulle so onrustig sal wees, dat hulle sal liewers wil kom op te kom bid, en die Here wil hulle verprys, en die Here steer wat die wêreld sê van hulle nie. Want elke een wat hier staan, is die hand van die Here, want die Here ken die kinders, want die woord van die Here leer ons ook, dat die kinders behoort aan die Here, en Jesus het self gesê, moet die kindertjies verhinder nie, want hulle behoort aan die koninkryk. As jy hulle skade doen, is dit vir jou beter om 'n meelsteen om jou nek te gooi in die dienste van die seun te laat versink. Daarom bid ek, Here, dat elke een wat 'n negatiewe uitspraak sal maak, hulle sal sien, dit sal opdraai in die positiewe. En ek bid, Here, vir oorwinning vir elke jong mensie in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here. Dankie die Amen. Daar sê, daar kan jy nou hoor jy. Hy gaan julle saaf. En onthou nou jong mense, volgende week 7 uur, Vrydag, is elkeen, almal daar. Prys die Here. Terwyl my broeder in die saal, wil ek vir u vra, het jy dit geniet vanavond? Is dit lekker om die Here te dien? Julle kan nie sê, die Here is maar weer begin spreek. Begin maar weer bid. Kyk, hulle mag ook maar vir boodskap. Ek wil vir u vra, moet nie mis nie. Ons is nog nie klaar nie. Die Here is nog nie klaar nie. So moet jy uithardloop en sê, ag, ek het nou lekker ontvang, ek gaan op die huis sit nie. Ek bid so nou al dat die sitplek van jou so warm sal word, dat jy so kerk toe wil hardloop. Ek wil vir julle bid, ek bid het so man. Want jy so, as jy wil op my bed gaan lê en TV kyk, dan voel jy, iets is hier in my bed. Dit voel so smure. Dan wil jy so kerk toe kom, want jy voel daar is iets in jou bed. Ek gaan bid, ek wacht vir jou vanavond. Ek sal my oorwissie, oor die oorwissie doen. Bring julle slaapsakke saam môre. Dan kan julle maar sommer hier oor slaap vir Sondagoggend se diens. Dis nie so ver nie, dis net 'n paar ure later. Prys die Here. Hoe nou nie weer weghardloop hier, sorry, daar is koffie en tee en lekker orals, vir die wat orals wil hê. Dat ek nie weer vergeet. Prys die Here. Ek wil vir u vra, hoe nou nie weg, nooi iemand vanmôre. As jy nou iemand nie nooi nie, want ek sien nou net 'n paar mense het iemand genooi. Ek is ook skuldig. Ek sal môre iemand nooi. Gaan julle iemand nooi môre aand? Ja, nee, julle moet nie oortuig. Ek gaan julle nou gaan. Hoor jy, wanneer jy daai keer sê, ek het eers vir die mense die bid. Maar kom hulle weer terug, okay, los maar. Prys die Here. Baie dankie dat julle vanaand hier was. Baie dankie vir jou woord, die gehoorsaamheid, en my lekker om kan gevang. Was reg.
Dis reg, prys die Here. Ek wil u vra dat u saam met my op die voete sal staan. Piet, gaan jy vir ons afsluit? So ons hart praat. Amen. Ons kom maar doen. Ons maak die woord toe. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie aand wat ons gehad het. Dankie vir die bande wat u gebreek het. Dankie Here, dat u weer blydskap, vrede en opgewondenheid in ons hart plaas in Here. Here, ons is nog 2 dae wat ons nog Pinkster hou, Here. En ons is opgewonde om te sien wat u gaan doen, Here, hoe u ons gaan verander en hoe u hierdie kerk en hierdie gemeenskap in 'n rigting vat, Here, wat net u weet, Here. Here, en ek bid, Here, dat die magsdienare saam met iedereen elk sal stuur huis toe, Here, dat hulle veilig oor die huis, by die huis sal wees, Here, en môreoggend sal opstaan met 'n lied in hulle hart en hulle sal sê, dit was goed om by die huis te wees, Here. Here, word u verheerlik met gebed in Jesus